Amen. Amen, liewe luisteraar. Dit is weer ons voorreg om 'n bietjie in die skrifte in te kyk en na die volle heerlikheid te kyk wat vir ons gekom het. Hierdie groot heerlikheid wat ons nie verdien het nie. Terwyl ons dood was in ons sonde, terwyl ons absoluut verlore was. En dit geld vir alle mense, maak nie saak wie hy is nie. Alle mense het gesondig, dis nou Romeine 3 vers 23. Alle mense het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Maar nou, deur die evangelie, word hulle sonder verdienste uit genade gered. Elke mens het die volle reddingsgeskenk aanvaar. Maar as jy nie is aan die volle reddingsgeskenk, is aan alle mense geskenk, maar net hulle wat dit aanvaar, sal dit ooit ervaar of aan hulle sal dit toegereken word. Jy moet hierdie geskenke aanvaar, baie, baie duidelik. Dis God se voorkennis wat voor die grondlegging van die wêreld het hy jou geken, voor die grondlegging van die wêreld, Psalm 139 vers 16, was al jou dae in sy boeke geskryf, en het hy reeds geweet wat jy gaan besluit, hoe jy gaan aanvaar, hoe jy gaan ervaar. En dit is so belangrik om nou in die kennis van die skrifte te begin beweeg, sodat jy 'n volle rykdom kan aanvaar, dit wat vir jou gekom het in Christus Jesus, die volle heerlikheid wat so groot is, dat die ewigheid sal dit nie kan verduidelik nie. So groot is die heerlikheid wat aan jou geskenk is, maar ons moet dit aanvaar sodat ons dit kan ervaar. Ons lees dan in Efesiërs 3 weer vers 6, van die insluiting van elke mens. 1 Johannes 2 vers 2 sê, hy het nie net vir ons sondes gesterf nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En dan Efesiërs 3 vers 6, hy sê dat die heidene mede-erfgename is, en medelede van die liggaam, en mededeelgenote aan sy belofte in Christus, deur die evangelie. Dit is so 'n groot oop deur wat vir die gelowige oopgegaan het. Toe daardie kruisdood plaasvind, toe skenk God die mens die volheid van sy beloftes. Daar is nie 'n enkele belofte wat hy terughou. Hy skenk aan die mens homself en die volheid van beloftes. Maar dit is alles realiteite wat jy moet aanvaar, sodat jy kan inbeweeg in jou rykdom, want jy gaan vir ewig in die ewigheid wees. Met ander woorde, dit is so wonderlik om te dink, hoe 'n mens jou gaan besig hou in die ewigheid, as jy inkyk in skrifte en sien watter rykdomme God werklik vir jou geskenk het. So nou, lees ons 'n bietjie verder in Efesiërs 3, die 11de vers lees so. Hy sê, hierdie alles wat ons nou oor praat, is volgens die ewige voorneme, dit is wat God opgevat het in Christus Jesus, ons Here. Hy het, met sy voorkennis het hy alles geweet, voor die grondlegging, voor enige mens nog gebore was, voor die vyand ooit ontstaan het, en voordat hy ooit verkeerd gegaan het, het God alles geweet, en hy die evangelie ingestel op 'n baie unieke manier, sodat elke mens nie 'n pion sal wees nie, elke mens se keuse sal hê, die vyand selfs 'n keuse sou gehad het, maar God maak dit bekend dat hy geen keuse ooit sal maak nie. En dit is die realiteit waar ek en jy dan moet instaan en hom weerstaan in elke situasie, sodat ons absoluut in die volheid van hierdie
rykdomme wat ons geskenk is, sal begin wandel. Hy sê, in wie ons die vrymoedigheid het, die toegang met volle vertroue, deur geloof in Jesus Christus. God is nie 'n mens dat hy kan lieg nie. Elke belofte van God is ja en amen. So dit is so belangrik, dat ons elke dag sal inkyk in die skrifte. Daar is so baie, en miskien moet ek dit ook maar 'n bietjie aanspreek, so baie liede wat gedig word, sonder om in die skrifte te kyk, wat 100% teen die skrifte gaan. Dit is nie aanvaarbaar nie, want dit is absoluut die vyand se werksverrigting, om 'n distansie te skep tussen jou en die volheid wat God jou geskenk het. Ons moet, wanneer die liede gedig word, absoluut sien dat dit 100% skriftuurlik is. En dan die res is ook waar, dat in alle opsigte moet ons kyk na die volheid wat vir ons gekom het, in ons prediking self, dat jy nie begin preek en dinge kwytraak wat glad nie in die skrifte staan nie. Dit is nie aanvaarbaar nie, want jy is geroep om absoluut die mens uit sy duistere denke uit te bring tot die volle lig van die werklikheid, dit wat God vir elke mens gebring het. Dit gaan nie oor waar hy is nie, alle mense was daarin, selfs die ou wat preek, hy kan nie 'n ander mens oordeel nie, want hy was self daar, hy self in dieselfde bootjie. So, jy het nou net aanvaar, dat jy jou volle verlossing aanvaar. Nou moet jy die geleentheid skep vir elke mens, om ook in te beweeg. En hulle kan nie inbeweeg as hulle nie weet waarheen moet hulle inbeweeg nie. Hulle moet inbeweeg na die volheid van die beloftes van God. En dit is die uiterste belangrikheid van prediking, dat jy mense absoluut sal ophef en versterk en in 'n volle werklikheid van die skrifte sal inbring. Hy sê, daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukking nie. Dit is Paulus wat nou skryf in vers 13. Terwille van julle, dit is julle eer. Hy word verdruk en geslaan en hy gaan deur baie smarte, maar hy doen dit alles om vir ons te wys hoe vas jy kan staan in die Here Jesus, dat niks sal meer vir jou onmoontlik wees nie. As jy dink 5 keer 39 houe met 'n kat, en hy's nie bang vir die 6de keer nie. Hy is absoluut so oortuig en staan so vas, dat hy net vir ons tentoonstel hoe ons deur omstandighede, moeilike omstandighede moet gaan. Baie, baie positief. Al die tyd dink aan die rykdom wat vir ons geskenk is, dat die lewe wat aan ons geskenk is, nou Jesus Christus is, en dat hy al daai smarte weerstaan het, en dat ons dit nou in hom kan weerstaan, en absoluut daarin leef, en in ons blydskap bly, al die tyd, maak nie saak hoe groot die verdrukking is nie, maar absoluut in ons blydskap bly, en die positiewe bely, nooit 'n negatiewe ding nie, absoluut die positiewe bely, sodat die werklikheid van hierdie evangelie vir elke mens duidelik kan word, en hulle kan sien hoe kragtig hierdie evangelie werklik is. Hy sê, om hierdie rede, dis nou vers 14, om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, gebed nou, van wie elke geslag in die hemele en op aarde sy naam ontvang het.
Daar's nie 'n mens wat nie sy naam ontvang het nie en wat nie in sy naam kan opereer nie. Ons weet van al hierdie dinge, selfs in die onkunde, hoe ons die naam van Jesus gebruik het en hoe wonderwerke plaasgevind het. En baie keer was ons lyries oor die wonderwerke, maar dis absoluut wêrelds, dis absoluut natuurlik. Dit is so gering gereken teen die ewige realiteite van die gees, van die mens. 'n Rykdom vir tyd en ewigheid. Natuurlike is so tydelik, het baie min waarde. Dit sal nie eers 'n kolletjie in die tydsvak van die ewigheid beslaan nie. So, die wonderwerke is maar net vir die natuurlike, dis baie gering. Dit toon wel die krag van God en is goed om die heidene in te bring, maar hulle moet die evangelie hoor. Help niks om iemand gesond te maak en hy verstaan niks van die evangelie. Die evangelie is die hoofsaak, die rykdom wat hy ontvang het in Christus Jesus, die naam van Jesus wat hy ontvang het, sodat hy self in 'n werklikheid kan staan en self die vyand kan weerstaan in elke opsig. Nie meer op ander vertrou, nie meer op iemand vertrou om vir hom te bid en saam met hom te, maar dat elke mens in homself die vyand sal weerstaan, want hy kan net doen wat jy hom toelaat om te doen. Vers 16 lees so. Hy sê dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word in die gees, in die innerlike mens. Jy sien, as jy nie dit verstaan nie, dat jy nou God se gees in jou, en dit moet 'n mens ook verstaan, daar is net een God. Daar is nie 3 gode of 10 gode of 100, dis alles valse gode. Daar's net een God. Jesus Christus is God. Die Heilige Gees is God. God is God. Al die tyd een enkele God. Hy opereer in verskillende fasette, maar daar is net een God en hy's al die tyd vir jou. Hy's nooit teen jou nie. Hy het gekom om jou die volle heerlikheid van 'n erfdeel in sy ryke koninkryk te gee. Hy ewige koninkryk. En nie net 'n enkele, as ons na die King James kyk, dan sien jy dat dit is baie wêrelde en baie koninkryke wat bestaan. En in daardie realiteit gaan jy heers as 'n koning en 'n priester. So belangrik dat ons begin gereed maak vir so 'n groot roeping in die ewigheid. Nie net op die aarde nie, maar so groot roeping in die ewigheid. Dit wat God vir ons gereed hou. En dit is nou Paulus se gebed vir ons, en ons weet dat hierdie ouens het Markus 11 vers 24 absoluut toegepas. Absoluut, wanneer hulle bid, het hulle geglo dat dit alreeds so sal wees, soos wat dit in die skrif beskryf word. Dat as jy enigiets van God vra, glo dat jy dit alreeds ontvang het, en moet nie moedeloos word nie. Gaan 'n week verby, gaan 'n maand verby, gaan 'n jaar verby, gaan 'n paar jaar verby. Moenie moed opgee nie. Staan vas en loof die Here vir die werklikheid van dit wat jy gevra het, want God is getrou tot wie ons gekom het. Nou sê hy, ek gaan weer vers 17 lees, hy sê sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Jy sien dat jy kan weet, dis 'n werklikheid, dis 'n werklikheid. Julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, in hierdie groot God se liefde. En u weet natuurlik dat die grootste bedreiging vir die geestelike riekalm is absoluut die natuurlike. Die natuurlike, en dis wat die vyand gebruik, sal jou
altyd wil bewys dat jy nie so volmaak is as wat jy reken nie. Want in Christus het jy die volle volmaaktheid ontvang. Christus, die volle werklikheid van God in jou ontvang. En as jy in daardie werklikheid gewortel en gegrond is, sy liefde, terwyl jy dood was in jou sonde, kan jy dink, as jy net weer dink aan die kruisiging, die twee moordenaars, nou net, hulle word nou veroordeel vir die moorde wat hulle gepleeg het. En in een oomblik maak die een die regte keuse, die ander een die verkeerde keuse. En dit geld tot vandag toe. Een mens maak die regte keuse, 'n ander een wil nie glo nie. En dit is so gevaarlik. As jy dink, as jy nie glo nie, is jy vir ewig verlore. Dit is net daar, hy sê in Handelinge 4 vers 12 dink ek. Hy sê, daar is net een naam gegee onder die hemele, waardeur 'n mens gered moet word. Die naam van Jesus Christus. En dis die naam wat jy ontvang het. Dis die naam wat nou in jou woon. En dit is daardie realiteite wat so heerlik is vir ons, om elke dag in die kennis van die woord te wandel. Daar is geen manier wat hierdie woord bedien kan word, sonder dat jy na die woord kyk nie. Daar is nie so 'n moontlikheid nie. Jy moet absoluut die woord bedien. Jy moet kennis hê van die woord. Anders kan jy nie mense ophef, mense versterk, mense positief maak, mense tot hulle volle redding bring, mense gereed maak om hulle ewige erfdeel te gaan ontvang nie. Mens moet absoluut diep inkyk in hierdie woord, sodat die woord kragtig kan word in jou en Christus kragtig kan leef in en deur jou. So, ons lees 'n bietjie verder. Ek gaan vers 18 lees. En julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogste is, en die liefde van Christus te ken, wat kennis oortref. Jy kan nie dink dat 'n moordenaar aan die kruis in een oomblik die heerlikheid kan ingaan, deur net te glo nie. En dit is vir elke mens, maak nie saak hoe donker jou lewe was, en hoe ver verdwaal jy was nie. Daardie oomblik wat jy Jesus Christus aanvaar, kom die ewige lig in jou, die ewige geskenk van 'n ewige lewe, word jou eiendomsreg. So belangrik om hierdie liefde van God te ken. Nie jou liefde vir hom nie. Dit is 'n Ou Testament en dit is hoe mens sien dat watter skrifte nog Ou Testamenties is. In die Ou Testament was die onus op jou, jy moet die Here jou God lief hê. Maar in die Nuwe Testament kom wys hy jou hoe nodeloos jou liefde is en hoe hierdie groot liefde van God tot ons gekom het om ons in 'n volmaaktheid in te bring, in 'n heerlikheid in te bring en ons te verryk in alle opsigte. En dit vind jy alles in die skrifte, hoe jy verryk is in alle opsigte. Jy vind uit hoe jy geheilig is tot die maksimum. Hy sê in Hebreërs 10 vers 10, deur sy eie wil het God jou geheilig, net eenmaal. Daar's nie 'n ander heiliging. Ou Testament moes jy jouself heilig. Jy moes sonde aflê en jy moes begin goeie dade doen en inbeweeg om heiligheid. Maar in die Nuwe Testament skenk God jou sy heiligheid. Hy skenk jou sy geregtigheid. Want dit is alles saamgevat in die lewe van Christus. 1 Korintiërs 1 vers 30. Jesus Christus het nou vir julle geword 'n nuwe wysheid. Hy het vir julle geword julle heiligheid. Hy het vir julle geword
julle geregtigheid. Hy het vir julle geword, julle verlossing, 'n volmaakte verlossing vir tyd en ewigheid. Die vlees sal nog verkeerde dinge nou en dan doen, maar die Gees is verseël met die Gees van God vir tyd en ewigheid, 'n geskenk wat gewaarborg is, wat nooit kan verander nie. So dit is so belangrik dat ons hierdie wonderlike realiteite vir onsself sal toeëien, dat ons in hierdie rykdomme sal inbeweeg, jou identiteit. Jy's nie arm nie, jy's skatryk. Jy's nie onkundig nie. Jy het nou die wysheid van God. Die wysheid van God deur die Heilige Gees wat in jou woon, is die volle wysheid joune. Jy moet net leer om dit te onttrek. Jy moet leer hoe om God te vertrou in elke opsig in jou, nie daar ver nie. Toe Jesus Christus kom, toe kanselleer hy die hele distansie wat tussen God en mens was. Kanselleer hy daardie distansie totaal en al, en hy kom woon binne in die mens, sodat daar geen moontlikheid is dat jy met verkeerde dinge kan volhou nie. Daar is nie so 'n moontlikheid. As jy met verkeerde dinge volhou, dan wys dit net jy het nog nie geglo nie, jy het nog nie die geloof 'n werklikheid vir jou gemaak nie, wat baie gevaarlik is, want dis die enigste realiteit wat jou kan laat verlore gaan. So, dit is so belangrik om toe te laat dat die Heilige Gees ons leer en lei in alle werklikheid, elke dag, elke oomblik. En die enigste manier om dit vir jou 'n werklikheid te maak, as jy gedurig deur in gebed bly. Hy sê in, ek dink is in 1 Tessalonisense 5, bid gedurig deur. Jy kan nou gedurig deur verhouding hê met hierdie God wat nou binne in jou woon. Gedurig deur, en gedurig deur, soos jy in skrifte ingekyk het, hierdie rykdomme ophaal, en vir jou 'n gebed na vore bring, wat absoluut so voordelig vir jou kan wees, dat jy jouself opbou in jou allerheiligste geloof. Dit is so belangrik, mense, dat 'n mens nie sal terugdeins nie, maar dat jy absoluut jouself sal bekragtig met die geloof van God, met dit wat vir jou gekom het, hierdie groot God wat nou in jou kom woon het, met sy volle heerlikheid, sy wysheid, sy heiligheid, sy geregtigheid en sy totale verlossing en die volle liefde wat hy nou in jou hart deur homself uitgestort het, sodat jy absoluut die antwoord vir mense kan wees en nie gedurig sin speel op die duistere verlede nie, maar absoluut die opheffing sal bedien, dit wat God jou mee bedien het. Prys sy wonderlike naam. Amen. I'm found was blind, but now